Goeiedag matrieks, welkom by jou laaste klas vir Afrikaans vraestel 2. Vandag gaan ons so laaste afronding doen vir hierdie vraestel en ek hoop regtig dat jy 'n bietjie inligting sal kry wat vir jou belangrik is en wat jou gaan help om die laaste goeie punte in die sak te kry. Vandag begin ons by die formaat van hierdie vraestel. Mense, ek weet ons het so baie daaroor gepraat en daar's baie van julle dink jy vra ek weet presies wat om te doen. En nou wil ek ook vir julle sê dat ons in die eksamen vir vraestel 2 by Engels gesien het, hoeveel kinders maak steeds keusefoute. Mense, onthou asseblief, jy moet 3 gedigte beantwoord. Een van hierdie gedigte is in jou onvoorbereide of ongesiene gedig, en 2 van hierdie gedigte is voorbereide gedigte wat ons in die klas gedoen het. Jy kan besluit by hierdie voorbereide gedigte. Doen jy kontekstuele vrae vir al 2 of gaan jy die een se lang vraag en die ander se kontekstuele vraag doen? Dan moet jy ook 'n lang vraag en 'n stel kontekstuele vrae beantwoord. Nou kan jy gaan kies, is jou lang vraag oor onderwêreld en jou kontekstuele vraag oor Map Jacobs, of gaan jy hierdie omruil en 'n lang vraag doen oor Map Jacobs en kontekstuele vraag doen oor onderwêreld. Mense, en ek wil vir jou sê, ons het hard gewerk in die klas om jou te leer hoe om lang vrae te doen. Glo in jouself. Kyk watter vraag lyk vir jou die beste en wat pas die beste by jou kennis, wat glo jy kan jy die beste bewys en kies daardie vraag. Mense, ek kan nie vir julle genoeg beklemtoon hoe belangrik dit is om nie 'n keusefout te maak nie. Jy moet 'n lang vraag doen en jy moet kontekstuele vrae doen. En jy moet die een oor onderwêreld en die ander oor Map Jacobs doen. Gaan kyk asseblief weer na vorige vraestelle se formaat. Dan by die poësie is dit vir my belangrik dat jy seker maak jy het al die gedigte. Al jou gedigte kom voor in verse in my inbox, die handboek wat jy het. Daar is 'n kort opsomming van elke gedig en natuurlik is die antwoorde agter in jou boek. Jy het 'n opstelvraag of kontekstuele vraag. En onthou asseblief, jy gaan in poësie sowel as die letterkunde stapelvrae ontvang. Ons gaan weer praat oor stapelvrae. Dit moet in die regte volgorde bly, soos dit gevra is. En maak asseblief seker van die punte toekenning. Mense, dit help nie jy begin wegval en jy skryf net, omdat jy dink jy ken 'n antwoord, en dan het jy 'n paragraaf geskryf vir 'n vraagie wat 1 punt tel nie. Onthou die merkers, merk jou eerste sinnetjie, daardie eerste feit as 'n vraag 1 punt tel. Jy moet jou antwoorde gaan formuleer en seker maak jy bied 'n antwoord aan. Jy kan nie net skryf nie. By die opstelvraag werk dit net soos wat die opstelvraag by die letterkunde werk. Die formaat bly presies dieselfde, alhoewel jy bietjie minder woorde gaan skryf. Onthou in jou inleiding verwys jy terug na die vraag en jy gee so kortliks 'n paar feite oor dit wat jy gaan skryf in jou argumente. Dan bied jy jou argumente aan in paragrawe. Onthou, elke argument moet bewys word deur aanhalings of om dit in jou eie woorde te verduidelik. En dan moet jy 'n slotparagraaf hê wat terugverwys na die vraag toe weer en weer kortliks saamvat waaroor jy geskryf het. Net soos letterkunde, mense. Kom ons kyk bietjie by gedigte na die tipografie. Onthou, tipografie is jou vorm of jou struktuur. Dit wat jy letterlik sien, hoe dit gedruk is, daardie swart op wit gediggie, die vorm wat jy sien. En hier het ek nou vir jou 'n gediggie van Breitenbach. Die vragies wat ons nou gaan vra, gaan ons sommer daarop toepas. Die eerste enetjie, hoeveel strofes het 'n gedig? Mense, in hierdie geval sal jy sien, daar is net 1 strofe.
Dan is dit sommer belangrik dat jy hoor. Van die kinders maak gebruik van woorde soos die sin of die paragraaf. Onthou jy moet die regte woordeskat gebruik wanneer ons poesie gebruik. So jy moet terugverwys na die strofe of na die versreëls. Hoe lank is die versreëls? Nou kan jy gaan kyk, sommiges is lank, dan is daar kort versreëls. Hoeveel versreëls is in hierdie strofe? Ek dink hier is 9. En let op, al hierdie vrae kan ons antwoord sonder dat ons een woord nog gelees het in hierdie gedig. En alles gaan oor tipografie. Is daar enige inkeping? Nou sal julle sien, daar is sommer baie inkeping op hierdie gedig. Is daar tipografiese wit? Nou mense, tipografiese wit is as daar 'n wit spasie is en as die woorde uitmekaar geskuif is, wat ek nou nie hier sien tussen die woorde nie, maar voor dit, daar waar die inkeping is dan ook tipografiese wit. Is daar hoofletters en kleinletters? In hierdie geval sal jy sien, daar is geen hoofletters nie, alles is in kleinletters geskryf. En dan die laaste enetjie, leestekens en alleenplasing. Mense, let weer daarop, al hierdie goed kan jy beantwoord sonder dat jy een woord gelees het. En dan kom dit sommer by die onvoorbereide gedig. As jy nie seker is van die inhoud of wat die tema of die boodskap is nie, gaan kyk, daar moet maklike vrae wees, daar moet vrae oor die tipografie wees, so daar is definitief goed wat jy kan lees en beantwoord sonder dat jy seker is daarvan. Nou die tipe gedigte, julle is veral bekend met 'n sonnet. 'n Sonnet het 16 versreëls. Ons kry 'n Italiaanse sonnet wat bestaan uit 2 strofes van 8 versreëls elk. En dan die Engelse sonnet, 3 kwatryne en 'n eindcouplet van 2 versreëls. So mense, volgende kyk ons na die toon en die stemming en ons kom ook agter dat julle so bietjie sukkel met dit. Die toon is die skrywer se houding. Met ander woorde, teenoor die leser, maar ook teenoor die ding, die persoon waaroor hulle skryf, die situasie wat hulle aanspreek. Die skrywer kan dan formeel, informeel, speels, ironies, sarkasties, optimisties of pessimisties wees. Die toon wat die skrywer in die eerste paar sinne aanneem, is sommer baie belangrik en dit gee reeds vir jou die idee van wat jou antwoord sal wees. Die stemming, daarteenoor, is die dominante emosies wat die leser tydens die proses ervaar. Dit is die emosionele toestand van die skrywer. Wanneer die emosionele toestand met die milieu of die ruimte geassosieer word, noem ons dit dan ook die atmosfeer. Nou mense, kom ons kyk gou na 'n paar emosiewoorde. Die heel eerste enetjie wat julle almal sommer baie goed ken is blydskap. Dan het ons hartseer of ongelukkigheid. Ons het woede, aggressie. Dan het ons natuurlik opwinding. Of jy kan ook sê energiek. Ons het verveeldheid. Ons het iemand wat goor voel, wat hartseer is, dalk deur mekaar voel. Liefde is altyd 'n pragtige ene. Mense, gaan kyk 'n bietjie na emosiewoorde. Julle hak altyd vas by dieselfde woorde en daar's 'n geweldige hoeveelheid emosiewoorde. So gaan kyk sommer so 'n bietjie, gaan slaan 'n bietjie emosiewoorde na wat jy weet jy kan gebruik. En let op daarna wanneer jy jou voorbereide gedigte lees. Wat is die stemming en die toon in elke gedig? Stylfigure vind julle ook baie moeilik. Ek het nie genoeg tyd in hierdie les om deur alles te gaan nie, maar jy het die notas ontvang in die klas. Ek het dan ook aan die onderkant van hierdie skyfie vir jou
'n webtuiste se adres gesit. Gaan kyk asseblief 'n bietjie weer na stylfigure. Antithese, paradokse, oksimoron. Mense, ek gaan nie eers alles lees nie. Ek dink dit is belangrik dat jy weet wat is stylfigure, dat jy al hierdie woorde ken, maar dat jy ook weet die definisie van elke een, dat jy dit kan gaan toepas, dat jy dit kan gaan soek in 'n gedig. Retoriese middels is eintlik 'n maklike ene. Daar is net twee retoriese middels wat jy moet ken. Dit is 'n pouse en 'n herhaling. So hulle gaan vir jou vra, watter retoriese middel kom voor in 'n sekere gedig, in 'n sekere strofe? En dan is dit een van die twee. Of daar is 'n herhaling van, jy moet sê wat word herhaal, of jy sê 'n pouse kom voor deur middel van 'n komma wat gebruik word. Weer 'n keer kan jy by Wikipedia gaan kyk. Die webtuiste sê Afrikaanse taalleer, maar as jy net so 'n klein entjie afbeweeg, dan sal jy ook baie literêre werk en dan die poësie se opsommings daar sien. So matrieks, nou gaan ons bietjie kyk na vrae wat uit vorige vraestelle gekom het en waarmee jy spesifiek gesukkel het. Een van die vrae is dit onderskeidelik effektief? Ek gebruik nou sommer die woordjie dit. Hulle het spesifiek verwys na 2 of 3 terme. Maar wat belangrik is wat jy moet sien, is die woordjie onderskeidelik. Onthou, dit verwys na albei kante, na verskillende terme. En jy moet baie duidelik daardie woordeskat gebruik in jou antwoord, en jy moet terugverwys na al 2 dinge of al 3 dinge wat hulle wil weet. Maak seker dat jy na elke een verwys en elke een verduidelik. Die volgende wat jy in dieselfde vraag moet sien, is die woordjie effektief. Mense, as jy daardie woordjie sien, moet jy duidelik van die volgende woordeskat gebruik. Jy moet dus sê, ja, dit beklemtoon, of ja, dit hef uit. Dit dui duidelik aan. En dan moet jy ook die verduideliking uit jou gedig gee. As ons kyk na die vraagie wat hulle gevra het in die gedig, nog in my laaste woorde, dan kon jy gesê het beklemtoon dat die spreker steeds in sy sterwensuur aan sy geliefde dink. Let mooi op na die woordjie beklemtoon, en dan word dit natuurlik bewys uit die gedig uit. Ek sê weer, gryp gou 'n pen en papier en skryf vir jou daar, effektief. Dan gebruik jy die woorde beklemtoon, dit hef uit, of dit dui duidelik aan. Dis woordeskat waarna jou merkers soek, wanneer hulle jou vraestel merk. Dan kom ons ook agter die volgende woorde, verwys julle nie na al die kante nie. Onthou, as jy die vragies kry oor ironie, oor kontras, oor konflik, 'n paradoks, dalk die verskil tussen, of die verwantskap tussen dinge, die verband, of hoe sluit paragrawe of idees by mekaar aan, of hoe pas dit by, dan moet daar 2 kante wees. Reg, so maak seker jy verwys na een kant, en dan kan jy sê terwyl of maar, en dan die ander kant. Daar moet 2 kante aan hierdie saak wees. Die volgende een is iets effektief of is dit funksioneel? Dan moet jy weer 'n keer, en ons het nou in die vorige skyfie gekyk na effektief. Kyk na die woordeskat wat jy moet gebruik. Dit beklemtoon, dit hef uit, dit dui duidelik aan, of dit spesifiseer presies. Mense, die woordeskat wat jy in antwoorde formuleer, gaan vir jou punte in die sak bring. Die volgende woord is dan ook motiveer. Mense, jy kan nie net skryf wat jy dink nie. Jy moet uit die teks motiveer. Jy moet bewyse kan gee. Bly by die vraag en die konteks daarvan,
deur terug te verwys na die teks toe met jou eie motiverings. Op ons volgende skyfie gaan ons bietjie kyk na die tema, die boodskap en ook die spreker. Nou mense, soos wat ons bespreek het, is jou tema en jou boodskap altyd universeel. Begin met die woorde 'n mens. Wanneer hulle vir jou vra wat is die tema van die gedig, begin met 'n mens. Dan weet jy sal jou antwoord formuleer dat dit universeel is. En dieselfde met jou boodskap, wat leer 'n mens uit hierdie gedig? Wat leer die gemeenskap uit hierdie gedig? So weer 'n keer kan jy begin met 'n mens of die gemeenskap. En dan jou spreker. Wat is die tipe spreker wat ons kry in 'n sekere gedig? Dit sal wees jou eerste persoons verteller, onthou dis een woord, derde persoons verteller, of natuurlik wie is die spreker? En onthou, ek sê altyd vir julle, ons mag nooit die spreker en die verteller, die spreker en die skrywer met mekaar verwar nie. So volgende kyk ons na Kersfees van Map Jacobs. Mense, belangrike woordeskat, wat ek agterkom julle mee sukkel, is die twee goed eksposisie. Dit is die aanloop, of die uiteensetting dan van die aanloop, na hierdie drama toe, en dan ook die metodiese moment. Dis iets wat gebeur om hierdie handeling aan die gang te sit, om die hele storie, hierdie hele drama aan die gang te sit. In Map Jacobs is dit spesifiek dan, waar Map op parool uit die tronk uitkom, en dit sit al hierdie gebeure, al hierdie konflik en die wonder wat volgende gaan gebeur aan die gang. Matrix, kom ons kyk net kortliks na die agtergrond van Kersfees van Map Jacobs. Die dramatiese handeling vind in die township plaas, daar by die Kaapse vlaktes. En die bestaan van hierdie karakters is uitsigloos. Mense, dis baie belangrik om hierdie een te onthou. Want dis ook die tema. Hierdie mense sien nie meer 'n uitkoms van waar hulle is nie. Dit lei natuurlik tot sosiale misdrywe wat aan die orde van die dag is. Hulle pleeg misdaad om te oorleef. Partylede van hierdie gemeenskap aanvaar nou maar net hulle lot gelate en hulle probeer nie eers mee om uit hierdie situasie te kom nie. Daar's ook natuurlik 'n protes en 'n opstand teen hierdie heersende regeringsstelsel, hierdie apartheidstelsel. En ons sien dit veral wanneer ou Laguma verwys na die vuil goed as hy na hierdie regeringsstelsel verwys. Dan is daar die godsdienstige verwysings wat veral voorkom by Apostel George en dan ook die manier hoe hy werk met Map Jacobs. Die taalgebruik is eintlik sonder uitsondering 'n Kaapse spreektaal wat gebruik word. En dan die innerlike spanning van hierdie karakters kom reg deur hierdie drama baie sterk tevore. Kom ons kyk ook bietjie na die ruimtes, hierdie binneruimtes. Daar's 3 binneruimtes wat ons kry. Die eerste een is die tronk. Mense, die tronk is natuurlik 'n beperkte ruimte. En dis ook 'n simbool van uitsigloosheid in hierdie gemeenskap. En Map kom ook dan hier tot inkeer, of dan kom hy hier tot bekering. Hier besluit hy om sy lewe vir God te gee, en hy verander dan sy manier van dinge doen. Die volgende binneruimte is dan die straat. Dis nogal 'n realistiese ruimte, en hier is dit lawaaierig, die kermspelers is hier, hulle hang hier op die strate rond, terwyl hulle nie werk toe gaan nie. En hier loop die smouse daagliks rond. Wanneer 'n mens hierdie drama lees, kan jy so 'n bietjie van 'n gevoel kry van hoe dit lyk en hoe dit voel daar in die Kaapse vlaktes in die straat. En dan Kevin hulle se hier woonstel. Mense, dis nie 'n ideale ruimte nie. Hier is mense vasgevang en ingeketting.
Hulle meng nie met ander mense in die township nie. Daar's blokke grys woonstelle, wat natuurlik kenmerkend is daarvan die Kaapse vlakte. En hierdie woonstelle simboliseer dan ook vir die gemeenskap al die onreg wat deur die apartheidsregering aangedoen is aan hulle. Mense, daar is nie tyd om al die karakters se opsommings deur te gaan nie, maar ek gaan vir jou vra, asseblief, vat elke karakter en gaan maak 'n opsomming van hulle karaktereienskappe. Ek gaan net vir nou met jou Map doen. Nou ja, Map se regte naam is Johnny. Dis belangrik om te weet dat Blanche natuurlik ook met Map praat en sy noem hom Johnny, want sy hou nog vas aan daardie onskuldige skoolseun wat sy jare terug geken het. Map was 7 jaar in die tronk, omdat hy vir Ivan Philander vermoor het. Mense, hier moet julle baie mooi na die feite gaan kyk. In die rekordeksamen het julle 'n vraag gekry wat vir julle gevra het vir 3 punte, as ek reg onthou. Hoekom is Map in die tronk? En dan moes jy 'n verduideliking of 'n motivering gegee het oor hierdie tronksituasie. En baie van julle het geskryf dat hy's in die tronk want hy het sy beste vriend vermoor, wat nog reg is. En dan skryf julle want sy beste vriend het sy ma en sy sussie verkrag. Mense, dit is nie waar nie. Jy moet baie mooi gaan verduidelik. Sy beste vriend het wel sy sussie verkrag, maar hy was deel van hierdie bende wat dan ook die ma verkrag het. Daar word nêrens gesê wie was verantwoordelik vir hierdie ma se verkrachting nie. Map Jacobs was dan ook die leier van 3 bendes gewees. Mense, en jy moet weet, hy's deel van hierdie bendes, want dit help hom om te behoort. Dit help hom dat iemand hom aanvaar. Hy het gesukkel om werk te kry, en dit was aanvanklik wat hom laat ronddobber het, wat hom laat voel het, maar hy hoort nêrens nie. Hy het natuurlik ook die regering blameer, omdat hy nie werk kry nie. Ou Map is verlief op Blanche gewees, en hy is nog steeds, en deur sy tyd in die tronk, het hy baie aan haar gedink, en jy sal hoor, hy sê vir Auntie groot meisie, om asseblief vir Blanche 'n boodskap te gee. Hy hou aan om aan haar te dink, en dit is dan sy groot liefde. Hy bekeer homself natuurlik in die tronk, en julle moet meer gaan lees oor hierdie bekering, weet dat Apostel George betrokke is, maar weet ook dat Miss Africa hom help in hierdie proses. Map vergewe vir Blanche wanneer hy die tronk uitkom en al hierdie stories hoor en wanneer sy dan ook bieg en vir hom vertel wat in haar lewe sy verkeerd gedoen het. Mense, Map is vol tatoeëermerke en daar is byna elke keer 'n vraag in die vraestel hieroor. Ek voel tatoeëermerke en dit dui op sy geskiedenis, dit dui op sy lewe. Dit dui op al die foute wat hy gemaak het. En die hartseer is dit dat hom altyd sal herinner aan daardie foute, dat hy dit nie net kan afwas nie. Natuurlik keer hierdie tatoeëermerke ook dat mense hom net aanstel by 'n werkplek. En jy moet ook natuurlik weet dat hierdie tatoeëermerke verwys na die verskillende bende kulture daar op die Kaapse vlaktes en dan ook in die tronke. Mense, nog so vinnig belangrike inligting. Onthou, Miss Africa en Apostel George het beide gehelp dat Map oor hierdie situasie en daardie aand praat. Nou gaan ons nou praat oor daardie aand. Hulle verwys elke keer in die drama net na daardie aand. Maar hierdie 2 karakters help vir Map dat hy homself bekeer en dat hy aanbeweeg met sy lewe. Dat hy praat oor dit wat gebeur het, dit wat hulle gedoen het. En Miss Africa help hom dan ook om te gaan vir nuwe werksonderhoude. Nou mense, daardie aand word spesifiek in woorde so gehou,
want dit bou spanning by die leser. Julle sal onthou, terwyl ons gelees het in die klas, as ons hoor daardie aand, dan wou julle by my weet, juffrou, wat het daardie aand gebeur? En ons kon nie gou genoeg lees om daarby uit te kom, om die inligting te kry nie. Natuurlik is Map dan op parool vrygelaat na 7 jaar, en een van die vrae wat gereeld voorkom, is Map regtig vry? Die tema van hierdie drama is mense wat 'n uitsiglose bestaan leef en wat daarin vasgevang is. Reg mense, volgende kyk ons dan na onderwêreld. Gaan kyk weer asseblief voor in jou leesboek. Bladsy 13 tot 32, na die volgende, na ruimte, milieu, en onthou natuurlik jou vrae oor die ruimte, moet jy gaan kyk na die teks wat hulle vir jou gee. Want ruimte verander natuurlik in die boek. Jy gaan kyk na die tydsverloop. Onthou, onderwêreld is geskryf in die hede en dan weer in die verlede. Gaan maak seker oor tydsverloop. Gaan kyk na elke karakter se eienskappe. Gaan kyk na konflik en ironie. En onthou asseblief, by konflik en ironie is daar altyd 2 kante betrokke. Gaan kyk na die stemming, en onthou weer, stemming verander na aanleiding van die teks wat hulle vir jou aanhaal. Gaan kyk na die verskillende onderwêrelde wat voorkom, daardie leitmotief, na die opstand teen gesag, verraad en verlies. Mense, volgende kyk ons na 'n paar moontlikhede vir langvrae. Ek wil dit amper nie eers vir jou gee nie. Ek glo jy het baie hard gewerk in die klas. Jy het geleer om 'n langvraag oor enige tema te skryf. Kom ons kyk net so 'n paar. Kyk na die verskillende onderwêrelde, die leitmotief, die opstand teen gesag, verraad en verlies. Onthou, verraad is om iemand te verraai, wie het mekaar verraai. Konflik tussen verskeie karakters. Dan natuurlik was daar so 'n paar jaar terug, ek dink 2 jaar terug, dalk 3 jaar terug, Greg is nie so bulletproof as wat hy gedink het nie. Gaan kyk na die verskillende egos. Plaasvervangerskap het julle gehad in die rekordeksamen. Wat word vervang met wat? En dan ook Eckhart as 'n buitestander. Sosiale manipulasie, wie is die slagoffers daarvan? En natuurlik is die grootste slagoffer Greg. En dan lig en donker. Mense, daar kan definitief ander langvrae wees. Alles oorvleuel. As jy jou inhoud van hierdie boek goed ken, kan jy 'n langvraag oor enigiets gaan skryf. En onthou, die doel van hierdie opstelvrae is om te sien, kan jy nommer 1 instruksies volg? Kan jy goeie beplanning vir 'n struktuur gaan doen? En natuurlik, kan jy argumente gee en dit bewys? So kom ons kyk na 'n opstelvraag. Jy mag nie die boek oorvertel nie. Weet dat die merkers wat jou opstelvraag merk, daardie boek op die punte van hulle vingers ken. Volg net die instruksies en bewys dit wat gevra word. Ontleed jou vraag baie mooi, sodat jy presies weet wat word gevra. Mense, en dan by jou inleiding en jou slot, moet jy terugverwys na die vraag. Vat kortliks saam wat jy in jou opstel gaan bespreek en dan in die slot wat jy wel bespreek het. Formuleer 'n argument. Gee 'n bewys deur voorbeelde of aanhalings uit jou boek. En jy hoef nie aanhalings te doen nie. Jy kan 'n eie voorbeeld in jou eie woorde gee. Beplan baie mooi vooraf. Julle verloor punte omdat julle nie beplan nie. Formuleer goeie, sterk argumente. Wanneer jy beplanning doen, gaan skryf al jou argumente neer of noem dit kortliks
En dan kyk jy, wat is die sterkste argumente? Wat gaan ek die beste kan bewys? En gebruik daardie argumente. Groepeer asseblief jou argumente volgens jou vraag in paragrawe. Dit is baie belangrik, want dit lyk of jy geen beplanning gedoen het, as jy nie gegroepeer het nie, en dan verloor jy baie punte. Dan mense, moet jy 'n opsomming maak van elke karakter, kortliks in 'n neutedop. Maak seker jy ken elke karakter se eienskappe. Ons het nie genoeg tyd om elkeen hier te bespreek nie, maar ek gaan vir jou dit deurgaan en vir jou vra, jy moet 'n opsomming hê van elke karakter. Dit help jou om al die feite in hierdie roman goed te ken. Greg, net 'n paar goed, hy is die protagonis, hy is hoofseun van Lawson College, hy het nie 'n goeie verhouding met sy pa nie, hy is baie beskermend oor sy ma, hy is nog nie oor die dood van sy broer Johnny. Ag mense, en jy moet na al die ander goed gaan kyk. Hy is oneerlik op verskeie gebiede. Hy jok oor sy akademie vir sy ouers. Hy vervals 'n rapport. Kyk mooi na die feite daar. Hy verander nie sy punt as hulle in die netwerkkamer is nie, maar wanneer hulle die April rapport kry, het hy dit vervals. Hy dink verskonings uit om nie te gaan oefen nie. Hy kom in opstand teen verskeie mense, onder andere Dok Pienaar, wat hy dan ook ontmasker, en hy is nie so bulletproof as wat hy gedink het nie. Jy moet dan ook gaan kyk na Eckhart op jou eie tyd, en Eckhart se kenmerke en karaktereienskappe is op bladsy 19. Jy kan ook gaan kyk na Greg se pa, wat ook bekend staan as die Candlestick Maker van Project Nursery Rhyme. Jy kan kyk na Greg se ma, Greg se broer John, en onthou, John staan dan ook bekend as ons spookkarakter. Jy moet asseblief na sy eienskappe weer gaan kyk. Dok Pienaar is baie belangrik, gaan som dit weer vir jouself op. En dit is dan al van my kant af vandag. Matrix, ek wil vir julle sê, dit was 'n wonderlike voorreg om met julle te werk. Baie sterkte met hierdie eksamen, maar ook met die toekoms. Ek weet dat dit met julle elkeen baie goed sal gaan. Baie dankie vir 'n baie lekker jaar.